church with open doors. We are so glad to have you with us today. As a church, we want to be a welcoming and loving community where people, no matter where they are on their life journey, can come home, grow, and serve together, following Jesus. Whether you're here for the first time or returning to join us again, we hope you feel right at home. Take a moment to find your seat. Sit back, relax, and know that you are safe among the family of Christ. Our time together is about more than just a service. It's an opportunity to experience God's love, grow in faith, and worship as one family. So, let's prepare our hearts, open our minds, and get ready to lift our voices in praise. As we worship the Lord together today, you are welcome here. Come set your rule and reign in our hearts again. Increase in us we pray, unveil while remained. Come set our hearts ablaze with hope, like wildfire in our very souls. Holy Spirit, come invade us now. Your church, we need your power in us. We seek your kingdom first. We hunger and we thirst. We refuse to waste our lives. We pour out joy and rise to see the captive hearts release, the hurt, the sick, the poor. We
Welcome to the church with open doors. We are so glad to have you with us today. As a church, we want to be a welcoming and loving community where people, no matter where they are on their life journey, can come home, grow, and serve together, following Jesus. Whether you're here for the first time or returning to join us again, we hope you feel right at home. Take a moment to find your seat. Sit back, relax, and know that you are safe among the family of Christ. Our time together is about more than just a service. It's an opportunity to experience God's love, grow in faith, and worship as one family. So, let's prepare our hearts, open our minds, and get ready to lift our voices in praise. As we worship the Lord together today, you are welcome here. Kijk, is reg. Oei, ik krijg alweer een blom. Baie dankie, sweetie pie. Dankie. Dan gaan we kom in, hier zo. Ekskuus my, ek gaan onderste bo hang nou. Okay, pas dan. Dankie Lelani. Asai, goeiemôre geliefdes. Asai, baie welkom aan jong en oud wat hier is. Dit is Pinksterfees, dis die afsluiting van Pinkster. Lyk maar daar's 'n paar ander goed wat ook gebeur dat dit lyk of die wegraak ons 'n bietjie plaasgevind het, maar moenie worry nie. Ja, daar's nog 'n geleentheid wat kom. Okay, ja, goed vir mekaar. Goed vir mekaar, dan gaan ek gou verder 'n paar aankondigings doen. Nou, ek wil net gaan aan daar by Sakkie vertel, ek glo nie dis 'n ware verhaal nie, dis 'n grappie van die dominee wat ek so voor die tyd al by die preekstoel het hy gaan stil staan, hy het gebid en opgegaan en op 'n stadium toe vra die seentjie vir sy ma, hoekom doen die dominee dit? Nee, is om vir die Here te vra dat hy hom moet help. En hy sê dit lyk of die Here hom vandag help nie. So ons vertrou dat die Here is hier en ons is gereed geroep om hierdie eerdiens te doen. Geliefdes, kom ons kyk gou na die aankondigings, so 'n paar belangrikes. As die einde van Pinkster is daar altyd 'n groot span wat gewerk het en ek dink nie ons verstaan dit altyd en bedink dit altyd wie is betrokke om so 'n week mense gesproke te maak werk nie. Ja, ons geroep om in diens van die Here te staan. So Cecile Bakker het nou weg. O, daar agter. Hy vir ons orgel speel vanoggend. Vir Dominee Cecile, Marilou, Tannie Cecile vir die kinders. Ja, saam met Zetty wat ook ingekryp het op die prentjie. Baie dankie vir julle gehoorsaamheid en hier wees en vir die lei deur die week en ook dan vanoggend ons sien met verwagting uit daarna. En dan het Adam was nie by die fotosessie gewees nie. Hy is ook ingeslyp op die foto, daai inlas. Thanks buddy. En hy het 'n verskriklike week gehad van eksamens en toetse en take wat hy moes inhandig en hy het dit gemaak tot hier. So baie dankie. Hy was ook aktief in gesprek met Zetty oor 'n paar belangrike aspekte. Dan ons orlis Gert Visser wat vir ons verlede Sondag die begeleiding gedoen het. Marlies en julle as begeleidingsgroep, baie dankie vir julle commitment. Dis nie dat die lewe gaan stil staan, hulle kan elke dag oefen en reg wees en dan sommer net gereed wees om op Sondag te speel nie. So baie dankie, dit is baie ure wat julle weer ingesit het, ons waardeer dit. Dan ons klank en dataspan daar agter, almal is nie daar nie, maar sonder dit is ons redelik gesnoeker in terme van ons begeleiding en musiek en dan ook die prediking. Dan vir kleintjie na dienswerkspan, dankie vir julle wat elke aand aan diens was op die 2 Sondae.
en vanoggend ook aktief gaan deelneem met die dankoffers en dan ook die nagmaal. Vir Karel en haar gasvryheidspan, ek dink hulle is nog besig om daar al die lekker goed reg te sit. Vir koffie en die etes, ook die seniors wat 2 aande etes gemaak het, baie dankie daarvoor. En by die punt wil ek sommer vir julle uitnooi, na die tyd kan julle by die deure, is daar nog muffins en daar is koek, die beste koek in Brackenfell verseker. So kry vir julle asseblief, kom 4 fees as julle koffie wil kom drink na die tyd, ons sal daar kuier. En dan vir Ingrid, ja, vir jou en jou kreatiewe span, dankie vir julle aktiewe inkoop en klomp goed regmaak en regsit, ons waardeer julle opreg. Dan Rihanna en jou gebedsspan, daar Rihanna en jou gebedsspan vir die gebedstasies en dan die aktiewe, alles wat hier gebeur in die week, in gebed voor die Here neer te sit. Ons personeel wat in die kerk werk, kyk, ek en Adam werk ons nie in die kerk nie, ons werk rondom die kerk. Maar so vir Jackie, vir Suzette, vir Erika, vir Johanna en Jeanette, hierdie 5 het hulle bietjie stomp gehardloop en hulle koppe het gedraai om alles te maak werk in die agtergrond. Back office is baie keer belangriker as dit wat voor gebeur, anders kan 'n klomp goed net nie gebeur, so dankie vir julle. Cynthia, jy was deel van die dinkspanne en die beplanningsspan, so dankie vir jou bydrae. Vir by die kleuterpinkster vir Anel en haar span wat die kleuters se pinkster hierdie week gedoen het. Jurika en haar span by die Peters en die babas vir die versorgingsdiens daar. En dan vir ons uitreikbediening wat gesorg het vir die pannekoek en ook die koek van vandag. As ek iemand uitgelaat het, menslik gesproke, dan vra ek verskoning, maar baie dankie vir julle hier wees, saam op reis wees en julle aktiewe bydrae. In besonder julle bydraes ook vir swaarte versendelinge, as ons net daarby kan kom. Dit was die onoffisiële bedrag gewees Vrydag, 16.530. Vrydagoggend se kollekte moet nog bykom, as ook vanoggend se deurkollekte wat spesifiek gaan vir swaarde versendelinge, het ek daai tye glitch in. Okay, so ons sê die Here baie dankbaar. Ons is verby halfpad om die 300 boeke te borg. Dankie dat jy jou bydrae gegee het en dit gaan 'n koninkryk verskil maak daar in Thailand as hierdie 3de boek ook versprei kan word en kinders die evangelie kan hoor. En dan ja, ons sê dankie vir elkeen wat 'n bydrae gemaak het in terme van toiletware en die bederfbare produkte wat ingekom het vir ons ragelbediening, ons diensbarmhartigheidsbediening. So dankie dat jy ook daar bydrae gemaak het. Dit hou nie op nie, so julle kan maar steeds bly gee soos dit vir julle moontlik is. En dan die laaste enetjie vanaand, so die Here wil, is daar weer Open Door Sundays, Choose Life Every Day. Die prediker Adam saam met die begeleidingsgroep, Heinrich en sy span, so ons sien uit na vanaand se geleentheid ook. Geliefdes, dit is die aankondigings, en ek hoop jy is gereed om 'n geesvervulde erediens saam met ons deur te maak. So kom ons begin deur ons offers te gee. Sê Here, ek is dankbaar vir u lewe, vir die gees in my wat my aktiveer en inspireer om voluit vir u te kan lewe.
Hierso is my so ongemaklike stilte onder julle vandag. Julle is met mekaar gepraat nie. Toe die Gees uitgestort is, het in verskillende tale gepraat. So praat 'n bietjie in verskillende tale met mekaar. Julle kan ons gaan nou verder. Is dit? Ja, André, gelukkig het die tyd verander nie. Die oom sê hy pak gekry in die kerk toe hy gepraat in die kerk toe hy se kind. Miskien kan ek net gaan so hoor. Het julle almal by die deure 'n druiwekorrel en 'n koekie gekry? Jy met die twee goedjies, dis twee sakkies wat so bymekaar was. Dit lyk soos twee sakkies daar. As hy, twee sakkies, dat is aan mekaar. As hy. Ons sal net nou weer vra as ons by die nagmaal kom, maar vir nou is dit reg so. 'n kleintjie is jy kan voor toe kom. Dan die Gerrie Naip het vir my gevra vanoggend om die Christuskers aan te steek. Dan is baie welkom om na vore te kom. Geliefdes, kom ons bid net saam. Here God, vanoggend kom ons na U toe as mense wat weet wat in die geskiedenis gebeur het. Ons het daardie voorreg om te kan terugkyk oor die skouer en te kan sien hoe U hart geklop het vir hierdie wêreld. Nie net Jesus Christus wat gestuur is as die verlosser, die Messias nie. Die een wat gelei, gesterf en begrawe is en opgestaan het op die derde dag en 40 dae later opgevaar het hemel toe om daar sy regmatige plek in te neem aan die regterhand van die Vader en vir ons in te tree. Maar hy het ook 10 dae daarna die Gees uitgestort wat hy beloof het, wat sal uitgaan van die Vader en van die Seun, die een wat kragtig sal werk, die een wat oral by almal sal wees. En dankie dat ons vanoggend daardie voorreg het om dit te weet en te ervaar. Die Gees is uitgestort en ek het die Gees in my lewe. Hy werk in en deur my. Vir tannie Gerrie en haar familie bid ons Here dat U vir hulle ook daardie versekering gee dat die Gees by hulle is in hierdie tyd. Dat hulle dra, optel en versorg en troos en versterk. En ons dank U Here vir hierdie sak met dankoffers. Offers vanuit dankbare harte, omdat ons weet, U is lewe. U bewerk lewe en U laat ons voluit lewe. Ontvang dan ook hierdie offers van dank en kom seën ons om koninkrykswerk daarmee te doen. Word verheerlik in die res van hierdie eerdiens, wanneer ons nou die naam van groot maak en eer in lof en aanbidding. En wanneer ons inbeweeg in die woord, en wanneer ons ook gaan aansit by die tafel van die lam, en die nagmaal gaan vier, in herinnering roep, die grootste offer van alle tye wat vir ons die lewe gekoop het, mag elke faset van hierdie eerdiens tot lof en eer van U wees. U is hier, ons is hier, kom en kom seën ons, Vader, Seun en Heilige Gees, sodat ons ook verander tot 'n seën kan wees. Dit bid ons in U naam, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen en amen. As hy geliefdes, kom ons staan en dan gaan ons die Here se naam groot maak en eer met prys en worship. Yes.
Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow. You win every battle. Nothing can stand against the power of our God. And Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows. You win every battle. Nothing can stand against the power of our God. An almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Our God. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. And every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. Every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. And every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Here Jesus, baie dankie dat ons in hierdie oggend hier hierdie woorde kan sing en kan weet dat U met die Gees elke dag by ons is, in ons is, rondom ons is. En dat geen struikelblok of krisis waartoe ons gaan ons ooit kan leer te gaan. U is by en in ons. Dankie vir daardie versekering wat U vir ons gee. Dankie dat hierdie man nie net leë woorde is wat ons kan sing, maar dat ons kan weet U is by ons. En saam met U kan ons enige stryd oorwin. Dankie vir U liefde en U genade, Here, dankie dat ons hier by mekaar kan wees. Amen. Ek kan nie sit lekker inneem. Daddy in the house, not a secret now. I got strength and wisdom, I'm rapping for God. Kids in the crowd, yeah, we having a ball. God's love bigger than a giant anime brawl. Daddy on the mic, got jokes that are teaching about the Lord, and we never go stop. It's in motion, the laughter on the road. God's loves the beat, and the joys on top. Steady cracking jokes, yeah, I'm making my mark. Kids laughing loud like the theme park. Not a zebra, I'm unique, that's the deal. Stripes of faith, yeah, the truth I reveal. Bounce with the rhythm of the spirit you feel. God's word, the armor, I'm dressed in steel. Steady on the mic, got jokes that come. Teaching of the Lord, and we never gon' stop. Puppets in motion, the laughter on top. God's loves the beat, and the joys on top. Enemy is the His grace like a shield, the ultimate heal. Steady cracking jokes, yo, I'm keeping it surreal. God's love infinite, that's the real deal. Steady on the mic, got jokes that come. Teaching of the Lord, and we never gon' stop. Puppets in motion, the laughter on the drop. God loves the beat, and the joys on top. Eyes wide open like an anime star. God lights the way when life gets dark. Steady cracking jokes, yeah, I'm making my mark. Kids laugh
still. Okay. Adam, it's me, man. It is I, a completely normal, socially acceptable zebra. Zeki, why do you look like you're in a spy movie or something? Dude, because I'm incognito. Gone are the days of the rainbow quagga glory. No more dazzling stripes. No more majestic mane. Just your totally average, totally boring zebra, like all the other background animals. Zeki, no. Come on. That is not on. What is going on? What happened to you? Now you see, Adam, I just realized I stand out too much. People see the rainbow, the sparkle, the uniqueness, and they go, wow, this guy's different. And you know, different, it makes people nervous. So I thought, let me just blend in. Maybe then I'll finally get invited to Zebra that night. Oh, Zeki, eish. And how is this Operation Zebra going? Honestly, it's going terrible. I miss marshmallows and grass. It just tastes like cardboard disappointment. And these sunglasses, they fog up. And I've walked into 3 chairs, into a bush, and into Domini Anto. Zeki, you do know that God didn't want you to hide your stripes, right? You do know that. You don't think I'm too colorful, too noisy, too much meanness? No, Zeki, okay, let me ask you one question. Can I ask you a quick question? Were you made to blend in, or were you made to stand out and make a difference? Is this one of those trick standard school questions where the answer is always Jesus? No, it's not one of those. This is a Pentecost question. Wait, because isn't that the thing with the big flames and Holy Spirit and the languages and the birthday parties of the church? Exactly, but we've been speaking about the whole week, Zeki. Pentecost was loud, it was colorful. Just look around you. Look how beautiful and colorful the church is this morning. Full of different people, different languages, different cultures. And you know what? The Holy Spirit didn't try and make us all look alike, thankfully. Imagine if we all spoke the same. My Afrikaans is nie so goed nie. Ja, jy's baie useless. Sy moes goed zijn. I tried, but we aren't going to give you too much trouble. But the Holy Spirit brought us all together, just the way we are, and said that each and every one of us that are here this morning and outside of these doors are invited to the party. Oh, wait, so the Holy Spirit didn't tell everybody to wear matching uniforms and give everybody like a name tag? Thank goodness not, Zeki. Could you just imagine? He celebrated the differences and used them to spread the gospel, the good news of Jesus throughout the whole world, thankfully. Yay! Okay, wait, so I can keep my rainbow stripes? Please keep your rainbow stripes. That's what makes you different, what makes you stand out. Shine with them, dance with them. Your friends in front of you love your stripes. God gave you the stripes for a reason. Oh, thank goodness, please take this off, because I'm melting in this thing and I'm fogging up the glasses. I think I stole them from a bouncer at the club and they don't fit me properly. Maybe, oh, let's get this off. Now you look much better. That's who we all know. Oh, this feels fabulous. Fabulous, what a relief. Because I heard that I'm allowed to stand out and not to camouflage. So now I want to be part of this amazing party of faith and still be totally, wonderfully me. And because I heard that after Nagmaal, there's going to be cake and prayer stations, and I want to do that as me. Not just any cake, the best cake, but no one else is getting it, just us, okay? But Zeki, God made you to stand out. God loves you the way you are. Not to be camouflaged, not to hide away, not to disappear into the background. Pentecost means that we're part of something bigger, Zeki. We're part of this amazing faith that goes across the whole world, and that's what you and me are part of. En ons vriende hier onder wat hier sit. Ons is almal deel van hierdie groot partytjie. Oh yeah. And the Spirit is here. So go show the world your stripes, Zeki. Let them see the true you, because they love who you are, not what you're hiding away behind. Thanks, Adam. I'm so glad I don't have to be a zebra. Can I be back to being Zeki the kerkwagga? Please say to the kerkwagga. That's who we love. Okay, I need my theme song, please. And I want to first bump from everyone in front here. It's time to party. It's time to
myself, wie DJ's wat die werk vir oggend doen? Julle moet met jou hande klap, die DJ's kom maar. Daddy in the house, not a secret, no. Got strengths of wisdom, I'm living for God. Kids in the crowd, yeah, we hang in the bar. God's love bigger than a giant anime doll. Sitting on the mic, got choice. Teaching about the Lord, and we never gonna stop. It's in motion, we like the Lord. God's ways to be, and the joys of God. God's fire up like an anime star. God leads the way when life gets hard. Daddy cracking jokes, yeah, I'm on my mark. Kids laughing loud like a theme park. Not a zebra, on your feet, that's the deal. Stripes of faith, yeah, the truth are real. God's with the rhythm, with the spirit you feel. God's word, the armor, I'm dressed in steel. Sitting on the mic, got jokes never home. Teaching of the Lord, and we never gonna stop. It's in motion, the love we won't drop. God's loves the beat, and the joys on top. Ons bid en sê dankie vir die Here vir wat Zetty vir ons hierdie week geleer het. Ek hoop julle almal het ietsie geleer. Het julle? Okay. Kom ons maak ons oë toe en sê dankie. Father God, we thank you so much for this party that we've all been invited to. Father, we thank you for the amazing love that you have shown through your Holy Spirit. That is not just for certain people, but for everybody. Thank you no matter what we look like, what language we speak, where we come from, we are all invited to be part of your family. Thank you through your Holy Spirit, you make us one big family. Thank you that we can be here this morning and we can learn from Zetty, that we can praise and worship, and that this little bit later we can hear from your word. And then there's one big family, all different and from different backgrounds with different voices and different languages and looking different. We can share in one meal together. And we can share in Nachmal as one family. We pray this in and through the mighty name of your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Ek gaan vra kom ons staan of ons afsluit met die aanbiddingslied. This is our God. This is who he is in loves us. En terwyl ons vanoggend die nagmaal gaan saam vier. Die liedse woorde is so gepas. This is who he is. Hy het sy lewe gegee sodat ek en jy vanoggend saam hier by mekaar kan wees en die nagmaal as tekens van herinnering kan gebruik. This is what he does. He saves us. En deur daai stukkie brood en daai breukkorrel wat ons volgens hom gaan gebruik, gaan ons herinner daaraan dat hy aan die kruis gesterf het vir elkeen van ons. En hierdie lied sê presies dit. Ons gaan sê, let heaven and earth proclaim, this is our God, King Jesus. So dis vol wat ons nou gaan sing. So kom ons sing uit volle borsel. They were like prisons that we couldn't escape.
In the days after Jesus was raised from the dead, he spoke of God's kingdom and how it would spread. And one day, when Jesus had gathered his friends, he told them to wait for a gift God would send. That they not know the details, the date or the hour, that God's Spirit was coming to give them great power. And with it they'd tell all they'd seen and they'd heard in their city and right to the ends of the earth. Then as soon as he'd finished, in front of their eyes, Jesus was taken and lifted up high. They watched as he went, till some brightly dressed men told them Jesus had gone, but he'd come back again. He'd ascended to heaven. That much they knew, but without him their task felt much harder to do. They went to a room where they stayed and they prayed until something remarkable happened one day, when suddenly came a spectacular sound, like a rushing great wind but incredibly loud. It filled the whole house and left people perplexed, which only grew greater with what happened next. Bright flames, just like fire, had started to flare, and they spread out and settled on each person there. The Spirit had come, just like Jesus had said, with a power that meant the good news could now spread. Because each of them there, from the strong to the weak, were filled with the Spirit and started to speak. And out in the city there gathered a crowd who wanted to know what on earth was so loud. And these people from every nation and land were astonished to see what was really at hand. See, what left them in shock was what each of them heard. People speaking their languages, saying their words. Good news about God in a language they knew. If God's Spirit did this, then what else could he do? But some who were watching just mocked them instead. It's because they've all had too much wine, people said. So Peter stood up and he started to show what the prophets had spoken a long time ago, about how God had said that his Spirit would come and that dying would not be the end of his Son. Peter spoke about Jesus, and many were moved. They knew they'd done wrong and asked, what should we do? So he told them how God forgives all who believe, and how God's Holy Spirit was theirs to receive. 3,000 people believed on that day, and the church kept on growing in love and in praise. All of this happened like Jesus had said. His Spirit had come so his kingdom could spread. And he's with us today, giving power to the church, good news about God to the ends of the earth. Hey there, our goal is to make the whole Bible in Lego Starmation. We're a charity and all our content is free for you to... Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend saam om die woord mag sit, Here, by U mag ontvang. Aan die einde van hierdie Pinksterfeesweek, dat U ons uitstuur met nuwe moed, nuwe krag, vervul met U Gees. Mag U woord nou ook vir ons lewend word. Maak ons harte oop om te hoor, ons ore oop om te ontvang, ons verstand oop om te sien. In Jesus' naam. Amen. Vriende, as jy die Bybel hier het, kan jy saam met my blaai na Handelinge 2
En ek gaan vir ons begin lees net van die vorige versie af, vers 36. Ons het nou die hele storie in Lego gesien, ons het op so stuk gekyk deur die week, nou het ons die finale saam gekyk. En vers 36 van Handelinge 2 sê, dat die hele huis van Israel dan verseker weet, dat God hom Here en Christus gemaak het. Hierdie Jesus, wat julle gekruisig het. En dan lees ons verder saam, van vers 37, toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref, en het vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Petrus antwoord hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle in die naam van Jesus Christus, tot vergewing van julle sondes gedoop word, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Ek nooi jou om hierdie versie saam met my te lees. Vers 39, kom ons lees dit hardop saam. Want die belofte is bedoel vir julle, en ook vir julle kinders, en vir almal daar ver, almal wat die Here ons God na hom toe roep. Met nog baie ander woorde het hy getuig en hulle aangespoor, laat julle uit hierdie korrupte geslag red. Diegene wat sy boodskap aangeneem het, is gedoop. En op daardie dag is ongeveer 3000 mense toegevoeg. Hulle het bly volhard in die leer van die apostels, die verbondenheid met mekaar, die breek van die brood en gebede. Almal is met ontzag vervul en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. Al die gelowiges was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. Hulle het hulle eiendom en besittings verkoop en aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het eensgesind volhard om die tempelterrein daagliks te besoek, aan huis die brood te breek en hulle maaltye met uitbundige blydskap en met opregte harte te geniet. Hulle het God prys. Die hele volk was hulle goedgesind, daagliks verlos by hulle getal gevoeg. Die van u wat 'n goeie geheue het, sal onthou dat ons skriflesing verlede Sondag ook dieselfde was. We've come full circle this week. Ons het begin by hom en toe gaan ons terug en ons kyk van die begin van die Pinkster storie af. Wat het gebeur? Wat is Pinkster nou eintlik? Waar gaan dit nou eintlik? En dit was so kosbaar om regtig weer van die begin af te kyk waar gaan dit. En vandag is ons weer waar ons begin het. Verlede Sondag aan die einde van hierdie dag se verhaal. En ons het gesien dat die eerste gemeente 'n geesvervulde gemeenskap was. 'n Kerk wat dit uitgeleef het. Maar vanoggend wil ek stil staan en 'n vraag vra. Maar wie was hierdie Jesus? Waar dit alles gegaan het? Hierdie Jesus waaroor Petrus hierso so vertel en gepreek het. Hierdie Jesus waaroor hy sê, dis die een wat gekruisig is. Hierdie Jesus was 'n Jood uit Galilea, die area wat vandag bekend staan as Palestina. Hy was 'n Midde-Oosterse man. Hy het 'n donker vel gehad met donker hare, waarskynlik donker oë. Hy het Aramees gepraat, die alledaagse taal wat Galileërs gepraat het. Galilea, die area daar waar Jesus vandaan gekom het. En onthou julle nog die opinie wat mense gehad het van mense van Galilea? Die vrome Jode het neergekyk op die Galileërs. Amper soos die kliseë van gesofistikeerde stadsmense wat bietjie neerkyk op iemand van die platteland. Ek het al gehoor dat mense van die stad so praat oor Namakwalanders, wie se taalgebruik heeltemal vreemd of anders is as mense so in 'n grand suburb woon. Dis die tipe van opinie wat hulle gehad het oor Galileërs. Nou waarom? Want die vrome Jode het gesê, maar die Galileërs is nie so geestelik opgevoed. Hulle geestelike toewyding is nou nie so wat wonders nie. Hulle is met agterdog beskou
Hulle het gesê, maar daai Galileërs, hulle is minder toegewyd as ons. Ernstige vrome Jode, ons woon hierso in Jerusalem, naby die tempel, hulle is bitter ver van die tempel af, hulle kan ons nou nie so rein en vroom en toegewyd soos ons wees nie. En Galilea is ook nie geestelik so rein en suiwer soos die areas rondom die tempel nie. So, hulle het nou ook gesê, maar dis onmoontlik dat 'n profeet of 'n leermeester uit Galilea kan kom. En dis 'n rede hoekom hulle nie baie tyd gehad het vir Jesus nie. Want hy het uit 'n geestelike minderwaardige plek gekom. En tog het Jesus se woorde gebrand met die waarheid. Tog het Jesus gesê wat gesê moes word. So Jesus het die taal gepraat wat in die streek Galilea gepraat was, Aramees, hy het dit gebruik met sy disippels om gelykenisse te vertel vir die mense, stories te vertel, in gesprekke met sy familie en vriende. Toe hy die dogtertjie opgewek het, het hy gesê, Talita kumi. En aan die kruis het hy gesê, Eloi, Eloi lama sabachthani. Dis Aramees. Maar Jesus het ook die geskrewe Bybelse Hebreëus kon praat en verstaan. Dit was die taal van die skrif en van aanbidding, dis wat hulle in die sinagoges gebruik het om die Torah te lees. So Jesus het waarskynlik die Hebreëus gelees en dan het hy daaroor gesels in Aramees. En hy kon verseker ook bietjie Grieks praat, die taal van die Romeinse ryk. Hy het gesprekke gehad met Romeinse soldate, dit sou waarskynlik in Grieks gewees het. Hy het met Grieksprekende Jode gepraat. En hy het selfs waarskynlik 'n bietjie Latyns verstaan, hierdie Jesus. Wat ook die regering se go-to was, veral vir die militêre amptenare. En hierdie Jesus was 'n skrynwerker. Hy het met hout gewerk. Die historiese sê sy gesig was waarskynlik bietjie weather-beaten met plooie en hy was baie in die son en sy hande was grof en dalk die hande van iemand wat elke dag hard werk met sy hande. Hierdie Jesus was 'n seun. Hy was 'n broer. Ons probeer weer. Hierdie Jesus. Nee, dit klink nog nie reg nie, julle. Dit kom nou van wil over-eager wees en sluk en praat gelyk. Daar is hy. Jesus, 'n seun. Hy was 'n broer. Hy was 'n neef, maar hy was ook 'n mens. Hy was God as mens. En dit is oor wie Petrus getuig. En wat het hierdie getuienis van Petrus tot gevolg? Wat gebeur hierson? Vers 37. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref. Daai woord
Katanosomai. Sê 'n bietjie vir mekaar, katanosomai. Klink sommer scary. Katanosomai beteken 'n skerp prik. Beteken soos 'n swaard wat deurboor. Beteken iets wat jy in jou hart, diep in jou hart voel. Iets wat jou diep hartseer maak. En dit is wat daai beskrywing is. Toe die mense dit hoor, is hulle gekatanosomai. En hulle het vir Petrus hulle het vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen? Wat moet ons doen, broers? Wat 'n wonderlike vraag, julle, wat moet ons doen? Wat was die vorige vraag? Wie kan onthou wat die vorige vraag was met die uitstorting van die Gees? Ons kyk net gefokus hierdie week. Met die uitstorting van die Gees toe die gelowiges in ander tale begin praat het die mense vir mekaar gevra, wat beteken dit tog? En nou vra daai selfde mense 'n ander vraag. Hulle het gegaan van, wat beteken dit tog? Nou, wat moet ons doen? Wat moet ons doen? So wat moet ons hiermee maak? En hoekom vra hulle dit? Want hulle is diep ontroer in hulle harte. Wat is daai Griekse woord? Wie het gefokus? Katanosomai. Hulle is diep ontroer in hulle harte. Hulle sien die lig, die waarheid vang hulle vas, die waarheid kry hulle beet, die waarheid dwing hulle tot inkeer. En weet julle, daai selfde vraag is gevra in Lukas deur dieselfde soort mense. Toe Johannes die Doper vir Jesus die pad gereed gemaak het. Lukas 3 vanaf vers 7 lees ek vir ons. Vir die skare wat in groot getalle na Johannes gestroom het om deur hom gedoop te word, het hy gesê, ander geslag, wie het julle wys gemaak dat julle aan die dreigende oordeel kan ontkom? Dra liewer vrugte wat by die bekering pas. Moenie vir julleself begin sê, ons het Abraham as voorvader nie. Want ek sê vir julle, God kan uit hierdie klippe kinders van Abraham verwek. Die byl lê reeds teen die wortel van die bome. Elke boom wat nie goeie vrug dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. En die skare vra hom toe, wat moet ons dan doen? So hierso word die mense tot inkeer gedwing deur Johannes die Doper. En hy het geantwoord, wie 2 kledingstukke het, moet dit deel met iemand wat niks het nie. En wie kos het, moet dieselfde doen. Maar raad ook tollenaars gekom om gedoop te word deur Johannes die Doper. En hulle het hom gevra, meester, wat moet ons doen? Hy het hulle geantwoord, moenie meer invorder as wat vir julle voorgeskryf is nie. Ook soldate het hom gevra, en ons? Wat moet ons doen? Vir hulle het hy gesê, moenie geld van mense afpers nie. En moet hulle nie vals aanklaai, maar wees tevrede met julle lewe. Omdat die volk allerlei verwagtings gehad het. Verwagtings waaroor? Oor wanneer kom ons Messias, die beloofde redder van Israel? Het hulle almal in hulle harte gewonder, of Johannes die Doper nie dalk die Christus is nie. Johannes het hulle egter geantwoord, ek doop julle wel met water, maar daar kom iemand wat sterker as ek is. En ek is nie eens werd om die riepies van sy sandale los te maak nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. En hier het daai Jesus gekom. Hier vertel Petrus vir die mense van daai Jesus en verduidelik vir hulle, dit is oor hom wat dit gaan. En hulle vra ook, wat moet ons doen? Waar in jou lewe moet jy ophou om die vraag te vra, wat beteken dit tog? En begin vra, wat moet ek doen?
Hoeveel bewyse en oortuiging het jy nog nodig? Waar is jy besig om vas te kyk in die kleur en die ontwerp van die geskenkpapier en nie te kyk na die geskenk binne-in nie? Want ons het hierdie week gesien hoe openbaar God homself op onbekende, onverwagse maniere. Dalk selfs ongeorganiseerde maniere, vreemd of kreatief. Dit lyk verseker nie soos 'n tipiese kerk byeenkoms hier so by julle. And I love it. Gebedstasies, ballonne, vlaggies, kleur. God nooi jou ook om deel te wees van sy fees en te vra, wat moet ek doen? En wat het gebeur toe die eerste gemeente vra, wat moet ons doen? 3000 mense is toegevoeg. Daar het iets groot gebeur. Kyk net hoe groei die vroeë kerk verder. Hierdie Handelinge waarin ons nou begin het, Handelinge 1 en 2, vertel ons die storie van die groei van die kerk. Handelinge 4 vers 4. Baie van die mense wat die toespraak gehoor het egter tot geloof gekom, sodat die getal manne tot ongeveer 5000 aangegroei het. Seker dubbel dit, saam met die vrouens en kinders. Handelinge 5 vers 14. Tog is baie mense wat in die Here glo, algaande by hulle getal gevoeg. 'n Menigte mans en vroue. En die apostels gaan voort en elke gelowige begin getuig en dra die boodskap uit. Handelinge 6 vers 7. En die woord van God het versprei en die aantal disippels in Jerusalem het aansienlik vermeerder en 'n groot menigte priesters het aan die geloof gehoorsaam geword. Daai mense wat gesê het, daar kan niks goed uit Galilea kom nie. Verder in Handelinge 11 vers 21. Dit hou nie op nie, dit versprei soos 'n veldbrand. Die hand van die Here was oor hulle. Hier is trek hulle al by Cyprus, Antiochië, Cyrene, Fenisië. Die hand van die Here was oor hulle en 'n groot aantal het gelowig geword en na die Here gedraai. En Barnabas sluit by hulle aan en hy was 'n goeie man, vol van die Heilige Gees en geloof. En 'n aansienlike skare is vir die Here bygevoeg. En dit gaan aan julle Handelinge 21 vers 20. Toe hulle dit hoor, het hulle God geprys en vir hom gesê, jy sien broer, hoeveel 10.000 onder die Jode tot die geloof gekom het. Wat het begin gebeur? Toe die eerste gemeente sê, yes, wat kan ons doen? Wat kan ons doen? Toe kon niks die groei van die kerk stuit nie. Niks kon keer dat nog en nog mense sê, ek is die kerk nie. En dat alles en dit alles, omdat God mens geword het in die vorm van Jesus Christus. Jesus, hy word ook die seun van die mens genoem, die een wat mense geleer het. Hulle het hom rabbi genoem of leermeester, en dit was 'n titel wat jy met diep respek gebruik het vir iemand wat geestelike insig gehad het, dienstige gesag. Baie van sy volgelinge het hom rabbi genoem. Hy het ook disippels gehad, dis 'n rabbi. In sinagoges het hy mense geleer, maar ook langs die paaie, op straat, op strande, in skuite, teen heuwels. Soos 'n rabbi heeltyd besig om mense te leer, om die skrif te interpreteer. Hy het egter nie die klassieke Joodse opleidingstegnieke deurgegaan nie, en daai stelsel wat hom goed gekeer het, wat hom die chap gegee het as 'n goeie rabbi. So die Sanhedrin het hom nie georden nie, die geestelike gesagsliggaam het hy hom nie aan onderwerp nie.
En daarom het hulle nie vir Jesus erken nie. Daarom vra die geestelike leiers gereeld vir hom, die godsdienstige leiers, wat se gesag het jy om hierdie dinge te doen? In wie se naam sê jy dit? Wie gee vir jou die reg om hierdie dinge te sê? Want hulle het sy gesag nie erken nie. Maar Jesus se gesag het van God gekom. Wat noem jy hierdie Jesus? Die een wie se gesag nie van 'n godsdienstige instansie gekom het nie. Want dit is wat hom anders gemaak het. Hy was 'n geesvervulde, buite die boks, aktivis, rebel was Jesus. Sy gesag het die system van die dag uitgedaag. Hy het gesê, julle het al gehoor daar word gesê, maar ek sê vir julle. Hy het die audacity, die vermetelheid gehad, het die godsdienstige leiers gesê, om te maak asof hy self God is, om te praat asof hy die woord is. En hy was die woord. Jesus het die konsep van 'n koninkryk onderste bo kom draai. En hy het mense genooi om deel te wees van 'n koninkryk wat nie van hierdie wêreld is. Hy het daai magstrukture onderste bo gedompel, want hy het armes geseën. Kan jy glo? Hy het kinders verwelkom. Hy het vroue vereer. Hy het aan melaatses geraak. En dit is die soort disippels wat hy gehad het. Die soort wat die dinge doen wat hulle by hom geleer het. En dis die soort dinge wat gemaak het dat mense begin vra het, wat moet ons doen? Jesus het ons gewys hoe om in hierdie nuwe koninkryk fees te vier. Dit is my so mooi prent hierdie. Hulle vier fees. Hulle breek kulturele en godsdienstige skeidsmure af. Hulle eet saam met sondaars, soos Jesus gemaak het. Hulle praat met Samaritane, aan wie die Jode nie mag geraak het of eens aan dieselfde kant van die pad saam mee geloop het nie. Hulle genees op die Sabbat, soos wat Jesus gemaak het. Jesus was bly wanneer heidene tot geloof gekom het. Dit was ongehoord. 'n radikale, inklusiewe aanslag in 'n kultuur wat hom geroem het op reinheid, op afsondering. Dit was Jesus en sy volgelinge. En dit het hulle 'n bedreiging gemaak vir die status quo. Hoe groot van 'n bedreiging is ek en jy vir die status quo van hierdie wêreld? Waar bedreig my en jou vurige geloof vir die alledaagse? Die godsdienstige elite het groot aanstoot geneem. Want Jesus het homself gesê, hy was God, om God se naam aan 'n mens self toe te eien, was godslastering, tensy dit dalk die waarheid was. Hoe waar was dit? Dit was die waarheid. Jesus het sy eie boodskap beliggaam. Hy het liefde geleer, hy het liefde geleef, hy het tot die dood toe liefgehad. Jesus het sy vyande vergewe, selfs terwyl hy aan die kruis gehang het, voordat die sondaar langs hom nog sy sondes kon bely, het Jesus vir hom gesê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En hierdie Jesus van Pinkster het die dood oorwin. Honderde getuies het na sy opstanding dit gesien. Dit was nie net sommer 'n bandjievol wat dit gesê het nie. Mense as daar meer en meer en later honderde sê, maar ek het dit ook gesien. Ek het hom ook gesien. Hy het aan my ook verskyn. Ek het ook aan hom geraak. Dan kan 'n mens mos nie sommer net maar weer sê, ag nee wat. Kan nie wees nie. Hy het geleef, hy het geleer na sy dood. Jesus se opstanding het
'n mislukte messiaanse beweging in 'n wêreldwye kerk verander. 'n Kerk waarvan ek en jy vandag deel is. Waarvan ons mag sê, ek is 'n kerk. 'n Kerk waarna Jesus ons nooi, 'n kerk wat meer as 'n gebou is. 'n Kerk wat God se hart aan die wêreld bekend maak, wat gebroke mense wys hoe God met ons werk, hoe liefde uitspeel in verhoudinge met mense en die skepping. Kom ek en jy wees kerk buite die boks. Kom ons wees 'n Pinksterkerk, want 'n Pinksterkerk vier andersterfees. Pentecost people celebrate differently. Hulle was verslae en verwonderd staan daar. Maar die een ding is verseker, die vroeë kerk was nooit verveeld nie. Ons was hierdie week ook nie verveeld nie. Ons het gemove en gejive en gezettie en genonsens en gekreatief en gebedstasies en geworship. Want dit is onmoontlik. Dit is onmoontlik om net gewoonweg kerk te wees waar God beweeg het, waar die Heilige Gees gewerk het. So kom ons aanvaar nie 'n voorspelbare godsdienst. Want Pinkster maak die wonder in ons wakker. Die misterie van kerk wees, tonge van vuur, praat in ander tale. God gebruik die vreemde. Die Heilige Gees se vetkruid bly nie binne in die lyne nie. Pinkstervreugde word vrymoedigheid en vrygewigheid, 'n radikale, vreugdevolle liefde. En daar word baie meer as net preke gedeel. Hoe sal dit voel om kerk te wees as kerk meer soos 'n fees voel as 'n klas by te woon? Wat as ons ruimte gemaak het vir meer mense en wat as ons ruimte maak vir minder programme? Meer mense en minder programme. Wat as daar plek is vir kinders? En ek het ervaar hierdie week hoe daar plek vir kinders is by julle. Wat as daar plek is vir kreatiwiteit, vir 'n bietjie gemors, vir geraas? Want julle geloof is nou maar eenmaal 'n morsige besigheid. En hierdie morsige geloof nooi ons uit om daarbey aan te sluit. Die geloof wat Jesus kom leer het, was heeltemal anders. Heeltemal onderste bo. Mense gechallenge. Hulle het gesê, dit kan nie waar wees nie. Dit is nie reg nie, dit gaan nie volgens die reëls nie. Dis te morsig. Dit pas nie binne ons boksies nie. Hulle het gekyk na die geskenkpapier. Nie die geskenk nie. Wat sal gebeur as ons partymal so bietjie ons greep op beheer versag en ons hande oopmaak om te ontvang en die Gees toe te laat om leiding te neem? Jesus nooi ons na sy Pinksterfees en vandag nooi hy ons ook na sy nagmaaltafel. Ons breek vandag brood saam, soos die eerste gelowiges. En in vanoggend se nagmaal herinner Jesus ons dat hy ons ontmoet in alledaagse dinge. Vandag se nagmaaltafel lyk 'n bietjie anders. Want vandag gebruik ons druiwekorrels en klein beskuitjies. En in plaas van die gewone druiwesap of wyn en brood, met die gebruik van 'n druiwekorrel, neem ons 'n treetjie nader aan die hart van wat die heilige sakrament van nagmaal verteenwoordig. Jy kan jou pakkie nog net so los. Jy hoef nog nie op te maak of in jou hand te neem nie. Kom ons hoor net wat die Here vir ons wil sê in hierdie laaste oomblikke voor ons saam nagmaal gebruik. As dit vir jou vreemd voel
om 'n druiwekorrel te hê en 'n klein koekie. Ons tree steeds nader aan die hart van wat die heilige sakrament van nagmaal verteenwoordig. En dit is 'n verrassende, geesvervulde, spesiale Pinksteroomblik. Toe God alle verwagtinge aan skerwe gespat het. Toe vlamme bo koppe gedans het. Toe taalskeidings oorbrug is. Mag hierdie kreatiewe interpretasie ons vandag herinner. Jesus verwelkom almal aan sy tafel. En dit is so 'n voorreg dat kinders vandag saam met ons nagmaal gaan vier. En hulle gaan net nou inkom as ons saam sing en ons die kleintjies gaan haal. Ons vier vandag as 'n familie, as gesinne saam nagmaal. En ons celebrate dat die Heilige Gees op onverwagse maniere uitgestort is. Julle, dit was nie stil of formeel nie. Dit was nie iets waarop enige iemand voorbereid was. Want God het iets baie anders gedoen as wat enige iemand verwag het. En dit was heilig. Druiwe is ook die vrug van die wingerd. 'n Soutkoekie is ook die vrug van die gerf. En vanoggend herinner dit ons dat Jesus steeds met ons is, ook op gewone maniere, ook op kreatiewe maniere, ook op vreemde maniere. Want God se liefde word nie beperk tot 'n bottel of 'n ritueel nie. Die koekies herinner ons aan ons daaglikse brood. Kom gerus in. Kom gerus in. Dit herinner ons aan ons daaglikse brood. Koekies is eenvoudig. Koekies is toeganklik, soos ons geloof. Dit herinner ons, genade kom in alle vorms, en die Gees bly steeds aan die beweeg. Selfs wanneer dit vir ons vreemd lyk, of vreemd voel, beweeg die Gees. So kom ons maak ons hande en ons harte oop, en ons ontvang vanoggend die liggaam en die bloed van Christus, 'n diep, heilige verwondering as een kerk. Ons sing nou 'n lied saam ter voorbereiding en terwyl die tafel voorberei word. En ek nooi jou om dit as 'n gebed te sing. En as jou kindertjies nog nie by jou is nie, gaan haal hulle gerus. Sit saam as gesin. En as iemand alleen is vanoggend, sluit hulle by jou gesin in. Vorm nuwe gesinne. Ons sing hierdie lied saam as 'n gebed. En ons herhaal op 6 maal. Dis 'n Tajai lied in die Tajai tradisie van Frankryk, wat 'n mens dit op 'n meditatiewe manier jouself voorberei en instel. So met dit oortaal. Hier die brood, drink die wijn, kom na Christus, hy stil die honger. Hier die brood, drink die wijn, gloei om in heilig die dood. Eat this bread, drink this cup, come to Christ and never be hungry. Eat this bread, drink this cup, trust in Christ and you will not thirst. Give the brood, drink the wine, kom na Christus, hy stil die honger. Eet die brood, drink die wijn,
by enige iemand wat nog nie 'n druiwekorrel en 'n koekie het nie, so welkom om net aan te dui. Daar agter. Voordat ons saam die nagmaal gebruik, kom ons onthou waaroor dit gaan. Wat leer die Bybel vir ons oor die nagmaal? Die Bybel leer ons dat God ons baie liefhet. En ons weet dit omdat sy seun Jesus vir ons gestuur is. Die Bybel leer ons ook dat Jesus ons baie liefhet. En dit weet ons omdat hy sy lewe vir ons gegee het. Op Goeie Vrydag het hy aan die kruis op Golgotha dit vir ons gedoen. Die Bybel leer ons ook dat Jesus self die nagmaal vir die eerste keer aan sy disippels gegee het en vir hulle gesê het om dit gereeld te gebruik. Hoekom? Sodat ons nooit sal vergeet wat Jesus vir ons gedoen het. Die nagmaal vertel vir ons wat Jesus vir ons gedoen het. Hy het aan die kruis vir ons gesterf, maar hy het ook opgestaan en hy lewe. Die koekies wat ons vanoggend eet, laat ons dink aan die swaar kry en die dood van Jesus aan die kruis. Die druiwekorrel wat ons gaan eet, herinner ons aan wyn, wat ons herinner aan Jesus se bloed wat gevloei het aan die kruis. En wanneer ons druiwekorrel eet en ons koekie eet, sê ons almal saam dat ons Jesus se kinders is. En ons onthou dat ons deel is van sy liggaam se swaar kry en dat ons ook deel is van sy liggaam se oorwinning. Ons sê wanneer ons nagmaal gebruik dat ons almal eendag saam met Jesus sal wees. En ons sê ook vir die Here dankie vir alles wat hy vir ons doen en gedoen het. Ek nooi jou om die gebed saam te bid wat Jesus vir sy volgelinge geleer het. Die Onse Vader gebed, ons bid dit hardop saam soos Jesus ons geleer het. Ons Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk kom. Laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Jy kan jou koekie neem wanneer ons dit eet. Dink ons daaraan dat Jesus liefde kom lewend maak het in sy menseliggaam wat gesterf het en weer opgestaan. Wanneer ons druiwekorrel eet, dink ons aan Jesus se bloed wat aan die kruis gevloei het en ons glo dat hy ons rein was en al ons sonde wegneem. Ons glo ook daarmee dat ons deel het aan sy kruisiging en sy opstanding. Neem dit, eet dit, dink daaraan en weet, sy lewe is vir jou gegee. Sy bloed het vir jou gevloei.
Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend op 'n kindervriendelike, familievriendelike, nuwe kreatiewe manier ook die lewe mag vier. Deel van hierdie Pinksterfees mag wees, dat ons ook mag celebrate op buite die boks maniere. Hoe U vir ons kom leer het om buite die boks te leef. Om nie met ons vetkryg binne die lyntjies te bly. Om nie vas te kyk in die geskenkpapier nie, maar na die geskenk. En dankie dat U genade so groot is, dat U ons aanhou verras, en dat U na ons toe kom op verrassende, mooi maniere, wanneer ons in die minste verwag. En bovenal, Here, dat U na ons toe kom, nes ons is. Dat U nie wag tot ons goed genoeg, slim genoeg, of enigiets genoeg is nie, maar dat U vir ons herinner met die nagmaal, soos wat U ons met U doop herinner het. Jy is genoeg, nes jy is. As daar iemand is wat vanoggend in sy hart vir die Here weer wil sê, wat kan ek doen? Nooi ek jou om in stil gebed te doen. As jy voel dat jy wil ophou vra, wat beteken dit nog? Maar wil vra, wat kan ek doen? Sê dit vir die Here. Van vandag af is ons nooit weer dieselfde nie. Hierdie Pinksterfees vul ons met die Heilige Gees om anders te lewe. Vir oulaas nooi ek jou, terwyl die band vir ons speel, om die gebedstasies te besoek. Elke aand hierdie week is 'n gebedstasie bygevoeg. Ek nooi jou om op te staan en saam met jou gesin na een te stap, waar jy nog nie was nie, of wat jy net weer wil besoek. Daar's mannetjies op die tafel waar jy kan sê, ek is die kerk, en jou gawe kan neerskryf en op die bord sit, die buitelyn van 'n gebou. Daar's partytjie hoedjies wat jy kan versier waarop jy kan skryf, ek is die kerk. En om huis te vat ek vir iemand gaan gee en vir hulle verduidelik wat beteken hierdie lawe ou hoedjie en hoekom gee jy dit vir hulle. Daar is 'n wêreldkaart waar ons kan intree vir die minst geviliseerde nasies, vir lande waar die evangelie nog moet kom en vir hulle eie sendelinge. Daar is 'n gebedstasie wat ons herinner aan Jesus wat opgevaar het. As ons opkyk na die hemel, na die blou lug, en die manne in wit wat vir sy disippels gevra het, waarom staan julle boontoe? Hy's nie meer daar nie. Hy het opgestaan, hy het opgevaar en hy kom weer terug. En dan kan jy afkyk na die spieëls. En daar binne kan jy skryf hoe jy God se beeld reflekteer. Jy kan skryf wat jy hoor vir Jesus, wat se opdrag Jesus vir jou gee om in hierdie wêreld te gaan uitleef. Dan is daar die gebedstasie met die klippies, waar jy kan kniel met die kussings en 'n klippie neem en iets daarop skryf wat jy vir die Here gee. Of iets wat jy vir hom vra. Waartoe wy jy jou toe? Sit dit in die bakwater en kyk wat gebeur. Die verjaarsdagkaart van die kerk staan daar. Ons het gesê, ons vier ook Heidekoppie as 'n gemeente se verjaarsdag. Daarin kan jy skryf waarvoor jy dankbaar is, wat jy ontvang in hierdie gemeenskap van gelowiges. Wanneer iemand verjaar, dan wens hulle geluk, ons seën hulle met iets, sê hulle dankie vir iets. Ek nooi jou om hiervan gebruik te maak voor ons afsluit met die seën en 'n lied. Ons staan op en ons stap 'n bietjie rond as gesin. Ons is ook welkom om te bly sit in gebed, as jy dit verkies.
Kinders, as julle nog nie by die gebedsstasies was nie, neem papa en mama se hand en gaan wys hulle wat julle gedoen het. Julle kan aangaan, gebedsstasies besoek. Neem jou tyd, hoef nie te jaag nie. Kom ons staan saam en ons sing. Ons laaste lied, Build Your Kingdom, waar ons sê, ons is die kerk. Ons verklaar dit vanoggend. Send your rule and reign in our hearts again, increasing us we pray, unveilable way. Set our hearts ablaze with love, like wildfire in our very soul. Holy Spirit, come and lay us down. We are your church. We need your power in us. Seek your kingdom first. We hunger and we thirst. Refuse to waste our lives, for you're our joy and pride. You see the pastors of
Mag die Here ons seën met ongemak oor maklike antwoorde, halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings, sodat ons uit die diepte van ons hart mag leef. Mag die Here jou seën met woede oor onreg, oor onderdrukking en uitbuiting van mense, sodat jy kan werk vir geregtigheid, vir vryheid en vir vrede. Mag die Here jou seën met trane om te stort vir mense wat pyn, verwerping, honger en oorlog ervaar, sodat jy 'n hand kan uitreik en hulle pyn in blydskap kan verander. En mag God jou seën met genoeg dwaasheid om te glo dat jy deur die krag van die Heilige Gees in jou 'n verskil kan maak in hierdie wêreld, sodat jy dinge sal doen wat ander mense dink nie gedoen kan word nie. In die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen.